Goeienaand, 25 Maart. Hoop het gaan met almal goed. Ons gaan voort met ons reeks uit Ester uit, vanaand by Ester 5. Kom ons bid saam. Dankie Here vir u lig en u sorg en u nabyheid en dat ons ook vanaand so op hierdie manier net so bietjie kan rustig word, kan stil word, kan luister na hierdie wonderlike gedeelte ook in u woord. En daarom is ons gebed, o Here, dat u ook hierdeur ons mag leer en dat u Gees in ons mag werk. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Nou goed, so Ester 5 gaan dan verder en dit leer vir ons eintlik 'n baie mooi stukkie geskiedenis. En ja, miskien net so 'n bietjie, ons ken die verhaal van Ester, dat Ester die 'n meisietjie was met die naam van Hadassa, wat sy gekies is as koning Vashti, die eintlike koning is afgesit, en daarom moes hulle nou 'n nuwe koning kry, en dis dan wat gebeur, en toe is daar nou Haman, en Haman besluit, nee, maar hy wil die Jode doodmaak. Haman het niks gehou van die Jode nie. Mordegai, Ester se oom, weier om voor Haman te buig, en dan van daar af gaan die dinge net sleg. En nou moet Ester voor die koning gaan, en sy moet vir hom vra, of waar nie 'n plan is om te maak nie. Maar goed, dit is natuurlik 'n gevaarlike ding. So, en dan kyk ons in Ester 5, wat gebeur verder. Op die derde dag het Ester haar koninklike klere aangetrek, en in die binneste voorhof van die paleis gaan staan, reg oor die ontvangsaal van die koning. Die koning was op die troon in die ontvangsaal, reg oor die ingang. Toe hy koningin Ester in die voorhof sien staan, het sy hom so bekoor dat hy die goue septer wat in sy hand was na haar toe uitgesteek het. Ester het nader gekom en die punt van die septer aangeraak. Die koning sê toe vir haar, wat kan ek vir jou doen, koningin Ester? Wat is jou versoek? Al is dit ook die helfte van my koninkryk, dit sal vir jou gegee word. Toe sê Ester, as u dit goed vind, kom dan vandag saam met Haman na 'n maaltyd toe, wat ek vir u voorberei het. Die koning beveel toe, bring gou vir Haman dat ons kan doen wat Ester vra. Die koning en Haman is toe na die maaltyd toe wat Ester voorberei het. Terwyl hulle wyn drink, vra die koning vir Ester, wat is dit wat jy my wil vra? Dit sal vir jou gegee word. Wat is jou versoek? Al is dit ook die helfte van my koninkryk, dit sal toegestaan word. Ester het geantwoord, my wens en my versoek is soos volg. As die koning my goedgesind is, en as die koning dit goed vind om aan my wens te voldoen en my versoek toe te staan, kom dan môre saam met Haman na die maal toe wat ek vir u sal berei. Dan sal ek my wens aan die koning bekend maak. Haman het die dag bly en opgeruimd weggegaan, maar toe hy vir Mordegai in die poort van die paleis sien sit, en Mordegai staan weer nie op om aan hom eer te bewys nie, was hy woedend vir Mordegai. Haman het egter sy meer beteel en huis toe gegaan. Toe het hy sy vriende en sy vrou Seres laat haal, en by hulle gespog oor sy groot rykdom, sy baie seuns, oor al die maniere waarop die koning hom vereer het, en hoe die koning hom bevorder het bo al die ander hoë amptenare en onderdane vir die koning. Verder het Haman gesê, en dit is nie al nie, koningin Ester het selfs niemand behalwe vir my saam met die koning uitgenooi, na die maaltyd wat sy voorberei het nie. Ek is ook vanmôre saam met die koning deur haar uitgenooi. En tog bevredig dit alles my nie, solank ek die Jood Mordegai in die poort van die paleis sien sit nie. Toe sê sy vrou Seres en al sy vriende, laat 'n galg van 23 meter hoog bou, en beveel môre by die koning aan dat hulle vir Mordegai daarin moet ophang. Dan kan jy saam met die koning na die maaltyd toe gaan, sonder dat iets jou hinder. Haman het dit 'n goeie voorstel gevind, en hy die galg laat bou. Nou Ester 5 begin met een van die mees spanningsvolle tonele in die hele boek. In hoofstuk 4 het Mordegai vir Ester die beroemde woorde gesê, wie weet of jy nie juis met die oog op 'n tyd soos hierdie koningin geword het nie. Maar die probleem is egter groot. Nee, volgens die Persiese wet mag niemand sommer voor die koning verskyn nie. As iemand ongevra in sy teenwoordigheid kom, dan wag daar net een straf, en dit is die dood. So daar is net een moontlike uitkoms, nee, die koning moet sy goue septer uitsteek. En nou, na 3 dae se vas, staan Ester voor hierdie risiko. En die teks sê eenvoudig, op die derde dag het Ester haar koninklike klere aangetrek en die binneste voorhof van die paleis ingegaan. Dit is eintlik iets van 'n eenvoudige beskrywing, 'n eenvoudige gebeurtenis, maar die gewig wat dit dra, nee, sy weet sy kan sterf, sy weet die wet is teen haar, sy weet die hele volk se toekoms hang van hierdie oomblik af. Hier sien ons iets van Ester se moed en sy dapperheid, maar meer nog, ons sien die hand van God. En wanneer die koning dan vir Ester sien, dan gebeur iets merkwaardig, nee, toe die koning vir Ester sien, dan staan daar, sy het guns gevind in sy oë. Die goue septer wat hy gehad het, het hy na haar toe uitgesteek.
So is 'n klein beweging, maar dit red haar lewe. En die koning se guns verander alles. En weer eens hierdie woord van guns, is dieselfde woord wat ons in hoofstuk 2 ook gehad het. Dat Ester vind guns in die oë van mense, omdat God die harte van mense lei. So wat vir Ester 'n doodsvonnis kon wees, word 'n deur van redding. Die koning vra, wat wil jy hê? En dan sê hy, selfs die helfte van my koninkryk, ek sal dit vir jou gee. So die ironie is eintlik merkwaardig, nee, die koning wat kort daarvoor 'n bevel geteken het om haar hele volk uit te wis, bied nou sy grootste guns aan haar. Is 'n herinnering dat die Here ook kan beheer is van die koning. Ons sou verwag dat Ester dan onmiddellik haar versoek moet stel. Ons sou onmiddellik sou sê, koning red my volk, maar sy doen nie dit nie. Nee, sy nooi die koning en sy nooi vir Haman na 'n feesmaal toe. Nou, hoekom? Nee, die teks sê nie vir ons eksplisiet nie, maar dit wys vir ons iets van dat Ester ook weet hoe om met die koning te werk, iets van haar geduld en haar wysheid. Sy werk nie impulsief nie, sy laat dinge ontwikkel. En die eerste feesmaal is baie rustig, die koning vra weer haar versoek en weer eens stel sy dit uit, sy nooi hulle na 'n tweede feesmaal. En vir ons lyk dit so 'n bietjie vreemd, nee, maar binne die Here se voorsienigheid is die beginsel van wag nog altyd belangrik gewees. Want tussen hierdie twee feeste gaan daar iets belangriks gebeur, iets wat Haman se plan gaan vernietig. Die Here se tydsberekening is altyd perfek. Na die eerste fees verlaat Haman die paleis vol vreugde nie. Hy is lekker vol van homself, hy voel geëerd en hy is immers die enigste amptenaar wat na hierdie ete van koningin Ester en die koning genooi is. Maar dan sien hy vir Mordegai by die poort en dan is hy sommer van vooraf kwaad, want Mordegai wil nie buig nie en dan verdwyg sy vreugde sommer. Nee, hy sê, dit alles beteken vir my niks, solank as wat Mordegai die Jood in die koning se poort sit nie. En hier sien ons iets van die aard van sy trots, nie, hy het mag, hy het rykdom, hy het eer, hy het invloed, hy het toegang tot die koning, maar een man se weiering om voor hom te buig, vernietig dit alles. En dis presies hoe trots werk. Trots is net eenvoudig nooit tevrede nie, dit soek altyd meer eer, meer erkenning en meer beheer. Na die ete gaan Haman na huis toe en hy roep sy vrou en sy vriende bymekaar en hy spog oor sy grootheid en sy rykdom en sy seuns en sy bevordering wat hy gekry het en sy spesiale uitnodiging. Maar Mordegai is vir hom 'n doring in die vlees. Sy vrou en vriende sê vir hom, nee, maar hy het 'n goeie plan. Bou 'n galg, die oorspronklik sê 50 L hoog, nee, en vra die koning môre om Mordegai daarop te laat hang. Haman hou van die plan en die galg word gebou en is iets van 'n ironie. Want terwyl Ester eintlik stil besig is om haar volk te red, bou Haman reeds eintlik 'n instrument wat later tot sy eie ondergang gaan lei. So die Bybel wys ons dikwels hierdie patroon, nee, dat die bose bou 'n struik en dan val hy self daaraan. Psalm 7 vers 16 sê, sy onheil keer terug op sy kop en sy geweld dal neer op sy eie skedel. Nou, een van die merkwaardige gedeeltes is weer eens die Here se stilte. Sy naam word nie genoem nie, maar sy hand oral. Ester vind guns by die koning. Sy wysheid laat die regte wagtyd laat ontstaan. Haman se trots dryf hom om sy eie ondergang vir homself voor te berei. So dit lyk asof mense in beheer is, maar dit is nie. So Ester 5 is eintlik in die middel van die boek se spanning. Die volk staan nog steeds onder 'n doodsvonnis. Haman se plan staan. Koninklike wet kan nie verander word nie. Maar die redding het reeds begin. Die koningin het nou toegang gekry tot die koning. Die vyand se trots is besig om te groei. Die galg staan gereed. Here se redding is baie keer heeltemal op 'n ander manier. Dit lyk vir ons asof dit bietjie stadig is, totdat 'n keerpunt skielik kom. Nou goed, natuurlik lees ons Ester 5 vanuit die Nuwe Testament en dan sien ons eintlik 'n mooi klompie parallelle. En dit is dat Ester moes tot die troon nader om die volk te red, maar dit het 'n risiko van dood. Slegs die koning se guns kon haar red. Maar met Christus gebeur iets anders, nie. Met Christus, hy gaan nie met die risiko van die dood nie, maar hy gaan om die dood self in die oë te kyk. Hebreërs 4 vers 16, laat ons met groot vrymoedigheid tot die genade troon van God gaan. So waar Ester bang moes nader, kan ons met vrymoedigheid gaan na die koning van alle konings, om met die Here op die pad oopgemaak het. En Ester tree in vir haar volk, nee, sy doen iets van 'n middelaarsposisie. En dit is presies wat ons Here Jesus Christus doen. Jesus kom staan tussen ons en die Vader. Hy doen meer as Ester. Hy waag nie net sy lewe nie, hy gee sy lewe. 1 Timoteus 2 vers 5. Daar is net een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus,
Haman se plan lyk onstuitbaar en sy eie trots word sy eie ondergang. En op 'n soortgelyke manier lyk dit asof die Satan oorwin, Jesus sterf, die Messias word gekruisig. Maar is juist daar in die kruis waar die oorwinning behaal word. Nee, met Kolossense 2, hy het die owerhede en die magte ontwapen en hulle in die openbaar tentoongestel. Die vyand se plan word sy eie nederlaag. So wat vat ek en jy hiervandaan saam? Is dit dat God werk, selfs al sien ons dit nie? Nee, as ons Ester 5 lees sonder die res van die boek, dan lyk alles nog gevaarlik. Die volk se ondergang is steeds bedreig. Maar die Here is besig om redding te bring. En ons ervaar dikwels in ons eie lewe, ons sien net 'n klein deeltjie van ons storie. Ons sien nie die groot prentjie hoe God besig is om op sy manier en sy tyd redding te bring nie. Die tweede ding wat ons kan onthou is dat trots vernietig. Nee, Haman is 'n waarskuwing. Hy het alles gehad, maar sy trots het hom blind gemaak. Hy kon nie vrede maak omdat daar een man is wat hom nie eer nie. Dis iets van Jakobus wat ons hoor, nee, God weerstaan nie hoogmoediges, maar in die nederiges gee hy genade. En dan die derde een is dat Ester se wagtyd lyk vreemd. Nee, waarom nie onmiddellik praat nie? Maar die Here gebruik daai wagtyd om die volgende hoofstuk se keerpunt moontlik te maak. God werk nie altyd vinnig volgens ons plan nie, maar hy werk volmaak volgens sy plan. So Ester 5, spanning, voorbereiding, koning vir koningin staan voor 'n koning, 'n vyand bou 'n galg, 'n volk wag in vrees. En agter die skerms die Here besig om te werk. Die koning steek sy septer uit. Die plan van die vyand begin kraak. Die redding van God se volk kom nader. En wanneer ons terugkyk deur die lig van Christus, dan sien ons iets groters raak. Dit is nie net dat Israel bewaar word nie. Die pad word voorberei vir die koms van God se seun. En omdat Christus gekom het, mag ons vandag met sekerheid weet, dat selfs al lyk die wêreld vir ons donker, selfs al lyk die vyand baie keer vir ons sterk, selfs al lyk God stil, is hy steeds die een wat op die troon sit, die koning van die konings. Amen. Kom ons bid. Getroue hemelse God en Vader, hoe wonderlik om te kan weet dat daar is niemand wat u troon kan wegvat nie. U is die een wat leef en regeer tot in alle ewigheid. Nie net oor die groot dinge nie, maar ook oor ons elkeen persoonlik in ons eie lewe. En daarom, Here, mag ons in nederigheid en in rustigheid, in stille afhanklikheid aan u vashou en aan niks anders nie. Amen. Baie dankie dat jy saam met my gekuier het. Ek hoop jy het 'n pragtige aand en 'n mooi week verder. Groetnis.